Ons tema vir vanoggend is temperament en spiritualiteit. Nou, ons gaan hierdie tema hanteer oor 3 Sondae. Dit is net te veel inligting om dit in 1 Sondag te kan doen. So ek sal nou net vir julle sê hoe die pad vorentoe gaan lyk. Goed, 'n vraag. Al skuldig gevoel omdat jy God nie soos ander aanbid nie. Het al daai gevoel gehad? Party mense lyk net soveel geestelik. Julle al daai gevoel gehad? Party mense lyk net asof hulle net soveel nader aan die Here is. En dan kry mens daai gevoel van, is daar fout met my? Nou, ek gaan gebruik maak van hierdie boek van Gary Thomas met die titel Sacred Pathways. Temperament. My temperament is, maar kort gesê, eenvoudig gesê, my persoonlikheidseienskappe. En my temperament bepaal hoe dat ek optree. Dit bepaal hoe dat ek in interaksie is met mense. Dit bepaal hoe my verhouding met mense lyk. Dit bepaal ook hoe my verhouding met die Here lyk. Nou, temperament is grootliks aangebore, dis hoe ek in die wêreld kom. Die van ons wat kinders het, kom vinnig agter dat ons kinders het nie elkeen dieselfde temperament nie, né? Dis totaal in een huis, 3 kinders, 2 kinders, totaal verskillende kinders. Maar dit word ook beïnvloed deur die gesin en die kultuur waarin 'n kind groot raak en dan natuurlik die goed wat in 'n mens se lewe met jou gebeur. Nou, ek gaan vir julle 3 temperamente wys, net inleidend, en dan volgende Sondag as die Here wil, sal ek nog 3 bysit. Die eerste temperament het te doen met aktiwiteitsvlak. Hoe fisies aktief 'n persoon is. Nou, party se temperament wat aktiwiteit betref is hoog. Hulle is aan die gang en hulle beweeg en hulle sit moeilik stil. En jy kan 'n mens nogal jou kinders begin raak sien, nê, watter van die kinders is die heeltyd aan die gang, heeltyd besig op en af, dan is dit en dan is dit. Dan ander se aktiwiteitsvlak is meer laag, hulle is stadiger, hulle is kalmer en hulle hou hulle besig met rustiger goed. Toe ek die gedoen het, dink ek terug, as jy vroegies op vakansie gegaan het, nê, dan moes ons 'n trailer vat. Die een helfte van die trailer was visgoed. To pick and to choose vir enige moontlike plek waar ons kan eindig. En dan is daar tennisrakette, en dan is daar cricketgoed, en die kos koop ons maar daar, want daar is nie plek om kos saam te vat. Ek het 'n kollega gehad, ek vra eendag vir hom, jy gaan op verlof, wat gaan jy doen die vakansie? Hy sê, nee, ek gaan 10 boeke saamvat om te lees. Toch, dis mos hoe 'n mens vakansie hou, nee. Vanuit my wêreld gaan daar nie 'n boek saam nie. Soos nie 'n boek gaan saam nie. Nie eers die huisgenoot gaan saam. Ek wil altyd verstom dat hierdie ou boeke vat. Ek wil boeke saamvat om te lees. Temperament verskil, né? Wie van julle is die aktiwiteitsvlakke is hoog? Wie sien is laag? Wie is die rustiger, kalmer? Dis nie 'n skande nie, hoor. Dit is hoe jy is. Dis hoe die Here jou gemaak het. Goed, die tweede een is aanpasbaarheid, né? Party mense is hoogs aanpasbaar. Hulle kan maklik beweeg, hulle kan maklik nuwe dinge probeer, hulle kan maklik groot skuwe in hulle lewe maak. Ander mense weer is sukkel om aan te pas. Hulle hou nie van nuwe situasies nie, hulle hou nie van nuwe dinge nie, hulle hou net nie van verandering nie. Dit gooi hulle hele wêreld te mekaar. Wie van ons is makliker aanpasbaar? Wie van ons is moeilik aanpasbaar? Hou op, wat ek kan sien hoe julle lyk. En dis hoe die Here ons elkeen anders gemaak het. Dan die derde een is volharding. Party mense se vlakke rondom dit is baie hoog. Dit is ouens, hulle sal aanhou, hulle sal nie opgee nie. Hulle is vasbeslote, as 'n ding nie werk nie, dan sal hulle aanhou tot hulle hom kan laat werk. Hulle sal 'n plan maak, maar ophou gaan hulle nie ophou nie.
dis baie. Ander weer se volhardingsvlak is laag, hulle verloor maklik belangstelling, veral as dit bietjie moeilik is, en as hulle bietjie sukkel, verloor hulle belangstelling, en hulle beweeg gouer na iets wat makliker is. Mag ek hier vra wie's wat? Okay. Die punt is, die Here het elkeen van ons anders gemaak en ek moet wees soos wat ek is. Nou daar's 'n verband tussen temperament, hoe die Here my gemaak het, en my spiritualiteit. My spiritualiteit is die manier waarop ek in verhouding met die Here staan. Die manier waarop ek die Here aanbid, die manier waarop ek met die Here connect, die manier waarop ek die Here se teenwoordigheid ervaar. Our God-given temperament shapes both our worship and our service. En dan hierdie sinnetjie, we love God in different ways. We love God in different ways. En dit is hoekom 'n mens so versigtig moet wees. Nie versigtig jy dit nie moet doen nie, is om iemand se geestelikheid te beoordeel. Want ek beoordeel iemand vanuit my styl, vanuit my temperament beoordeel ek iemand, en dan dink ek, joh, is die ou nou regtig 'n Christen? Moet 'n mens net nooit doen nie. God het verskeidenheid geskep in hoe ons met hom in verhouding staan, hoe ons hom aanbid, hom ervaar en hom dien. Nou, daar's 3 kategorieë van, in die boek word 9 spiritualiteite identifiseer, en dan word dit ingedeel in 3 groepe. Die eerste groep is ontzag en verwondering. Soos ek aangaan, sal dit meer duidelik word. So dit is ouens wat God se grootheid ervaar deur hulle sintuie en deur ervaring. Dan is daar die groep refleksie en besinning. Dit is waar die fokus sterker is op die verstand en waar daar behoefte is aan stilte om God raak te sien. En dan aksie en diens is dis nou 'n spiritualiteit wat meer na buite is, om ander te dien en om te beklei vir geregtigheid. So dis natuur, sensories en tradisie. Nou kom ons begin by die natuur. Psalm 19 vers 2 sê, die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Nou dit is mense wat die naaste aan God voel in die natuur. Baie sensitief vir die skoonheid van die skepping, vir die grootheid van die skepping. Dis mense wat na goed kyk en sê, dink net hoe groot moes God gewees het om hierdie ding te kon maak. Dink net hoe magtig is God om al hierdie goed aan mekaar te kon sit. Dit is iemand wat verwonderd is oor wat hy sien, wat God sien in die natuur. Hulle sien God se mag en hulle sien ook sy teenwoordigheid. En dit is mense wat geroer word deur dit wat hulle in die natuur raak sien. Dit is mense wat goed sien, 'n berg, en net sê, Here, U is groot. Of 'n berg en sê, Here, dankie vir dit wat U vir ons gegee het. So dit is die plek waar hulle God ontmoet. So hoe sal so iemand aanbid? Dit is persone wat nogal daarvan hou om God in die natuur te aanbid. Dit is die ouens wat daarvan hou om onder 'n boom te gaan sit op 'n stoel met 'n Bybel en te lees en net so bewus te wees van God se wêreld, dit wat God gemaak het hier rondom my. Dit is ouens wat daarvan sal hou om te gaan stap en kyk heeltemal uit die hoek van wat sien ek hier van God, wat beleef ek van God. Dit is die ouens wat nogal sal tuin maak, want dit bring hulle in kontak met hierdie aarde wat God gemaak het. En dis natuurlik die wat die natuur oppas. Dis die ouens wat sê, julle moet water spaar, julle moenie rommel nie. Dis soos in 'n familie waar die een sit op 'n duin en die ander een tel papiere op die strand. Het julle dit al gesien? Dan dink 'n mens kan die vrou nie stil sit nie. Maar dit is 'n manier om te aanbid. Dis 'n manier om haar respek te wys, om haar waardering te wys vir dit wat die Here gemaak het. Baie jare terug, voor my tyd, het Jim Reeves 'n lied gesing met die woorde My Cathedral. Kan julle dit onthou? Ek wou dit speel nie, want dan gaan julle agterkom hoe oud ek eintlik is. Maar kom ek lees die woorde van hierdie lied, dan sal julle dit hoor. My cathedral has a ceiling of blue, my cathedral near the sky. Hy sê hierdie skepping waarin is vir hom soos 'n kathedraal.
Mooi, nee. Where I may lift up my eyes unto the hills and hear music from a stream rippling by, my cathedral as an altar of flowers, their fragrant incense fills the air. In my cathedral, I'm closer to Him than I could be anywhere. For here I pray in a place so grand, the carpet I kneel on was made by His own hand. My cathedral has candles lighted by the stars and mighty pillars of trees. No other cathedral is so beautiful, for God made my cathedral for me. Party van ons gaan hierdie woorde hoor en sê, dit beweeg my. En party van ons gaan dit hoor en sê, okay, dis mooi. Temperamentverskil, spiritualiteit verskil. Goed, die tweede rondom ontzag en verwondering is die sensoriese. Nou kom ek lees hierdie gedeelte vir julle. In Openbaring. Nou, maak amper jou oë toe en kyk wat ervaar jy as ek dit vir jou lees. Wat is daar wat jy sien? Wat is daar wat jy hoor? Wat is daar wat jy voel? Wat is daar wat jy ruik? Elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid, eer en dank toebring aan Hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, kniel die 24 ouderlinge voor Hom wat op die troon sit en aanbid Hom wat tot in alle ewigheid lewe. Hulle sit dan hulle krone voor die troon neer en sê, Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het. Deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep. Party van ons connect met die Here met ons sintuie. Met musiek. Party mense het net 'n totaal ander ervaring van die teenwoordigheid en die grootheid van die Here deur musiek. Party van ons word musiek vat ons net weg en ons ervaar die Here. Party van ons gaan musiek luister en sê, dis mooi. Is ek reg? En kuns en simbole, soos 'n kunswerk van die Here Jesus, waar die Here sterf aan die kruis, waar die Here iets goeds doen vir iemand. Daai prentjies, party van ons, daai prentjies maak iets in ons wakker. En ek wil graag hierdie met julle deel, en dis ook besluit het op hierdie tema. Iemand vertel my, dat hy was by Afkop. En daar is 'n skildery, ek kan nie onthou dat ek het gesien het, maar daar is 'n skildery van Jesus, wat gekruisig word. Met die doringkroon en die bloed wat loop. En hierdie persoon, en dis nie iemand wat baie woorde het nie. Dis iemand wat nie kon wag om my te vertel van hierdie prent wat hy gesien het nie. Onthou, dis nou iemand wat 'n geliefde se begrafnis moet gaan reël. En in daai oomblik sien hy hierdie prent. En ek kan nie presies onthou wat hy vir my gesê het nie, maar dit was soos 'n my maag so dit het gevat aan my. Wie ken daai gevoel? Net die prent het iets in hom wakker gemaak. Dan party van ons wat hierdie spiritualiteit het, hou van reuke en lig, soos 'n kers. Daar's party ouens wat ek ken dat as hulle gebedstyd het, dan steek hulle 'n kers aan. Want daai kers help hulle om te fokus en die kers help hulle om te onthou dat hulle met die Here besig is. En dan aanraking, vir party die nagmale, vir party van ons het die nagmale intellektuele verstaan betekenis, vir ander net om dit te kan voel, om die brood te kan voel, om die wyn te kan voel, maak dit wat die Here vir hulle gedoen het 'n werklikheid. Dan die derde spiritualiteit is tradisioneel. Dit is mense wat met God connect deur historiese rituele van die kerk. Deur byvoorbeeld die apostoliese geloofsbelijdenis te hoor. Dit doen net iets aan hulle as hulle dit hoor. Of die voorlesing van die wet. Baie keer hoor ek, wanneer lees ons by die geloofsbelijdenis?
Wanneer lees ons weer die wet? Dis 'n spiritualiteit. En dan simbole is vir hulle belangrik, soos die kruis, 'n doopvont, 'n nagmaalstafel, 'n kerkklok wat lui. Dis alles dinge wat hulle help om met die Here te voel, maar die Here is hier en ek is met die Here besig. So dit alles herinner hulle aan God se werk. En dis mense wat ook hou van 'n vaste liturgie. Jy onthou jare terug in die NG Kerk? Wel, daar's nog NG Kerke wat dit het. Waar as jy ingestap het in die diens, het jy presies geweet wat gaan gebeur. Dis die groet en die verwelkoming, en dan is dis die fotum en die seëngroet en 'n loflied, ek kan nie eens meer dit onthou nie, en dan is die wet gelees, dan was daar 'n lied vir skuldbelydenis, en dan was daar 'n gebed wat genoem is die epiklese gebed, en dan is daar gelees, daar's gepreek, gebid, gesing, ergens was daar dankoffer gesing, en dan die seën aan die einde. En vir party van ons, wat daai spiritualiteit het, daai roetine, daai voorspelbare, is vir ons 'n ontmoeting met die Here. En dit laat mense voel, ek is deel van die kerk van die eeue. Wanneer soos die geloofsbelijdenis gelees word, geloofsbelijdenis wat amper 2000 jaar oud is, apostoliese geloofsbelijdenis, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Vir party voel dit net, ek is deel van die kerk van die eeue. Ek is deel van die kerk van die Here oor die wêreld, as dit jou spiritualiteit is. En in die herhaling lê daar vir hulle dat hulle iets ervaar van die Here se nabyheid. En dan Handelinge 2 is hulle teks, hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gebede. So, wat is spiritualiteite sien julle daar? Sien ons iets van die natuurspiritualiteit? Behalwe die groen lappie. Maar ook is daar tog iets daarvan, is daar nie? Waarvan is die kansel gebou? Dis hout, né? Dis hout, so daar is ook 'n koneksie. So een ou gaan in die kerk sit en wat 'n natuurspiritualiteit het, gaan daar sit en dink, "Jesus, hoe mooi moes hierdie bome nie gewees het nie, waarvan hierdie ding gebou is nie." Dis ek reg. Dan as iemand sensoriese spiritualiteit het, wat gaan iemand daar Hoe gaan dit spreek tot iemand wie se spiritualiteit sensories is? Daar's baie om te ervaar daar, is dit nie so nie? Daar's 'n kruis om te sien, daar gaan reuke wees, soos in 'n ou kerk. Ken julle die reuk van 'n ou kerk? As jy daar ingaan, dit vat ons, die van ons wat ouer is, as jy daai ou kerk, daai reuk binne kry, dan dit vat jou ver terug, né? Okay, is daar tradisionele spiritualiteit daar? Daar's baie tradisionele spiritualiteit, nee. Sien julle die sensories, die trappe wat opgaan, nee, dit simboliseer iets geestelik, die trappe wat opgaan, die kruis, die nagmaalstafel, die kerse wat daar is, en dan die woorde wat daar staan, heilig, heilig is die Here. So, party van ons is natuurspiritualiteit, party is sensories, party is meer 'n tradisionele spiritualiteit. Nou ons sal volgende Sondag nog 3 doen, die Sondag daarna nog 3. Maar kom ek sê die volgende. Of kan ek vra, kom ons vra, wie identifiseer met wat is spiritualiteit? Wie het 'n meer natuurlike spiritualiteit? En wie, weet so, ons gaan julle buite kry, né? So reg, ons gaan julle buite kry tussen die plante en tussen die bome, en ons gaan julle kry waar julle skoon maak en sê ons moenie water mors nie, né? Dis hoe die Here gemaak het. Wie se spiritualiteit is meer sensories? Julle is die meer emosionele. Nee, bedoel dit glad nie. Ek moet dit maar net sê. Party is net soveel net meer ingestel daarop. En dan wie se spiritualiteit is meer tradisioneel? Ek het verwag om jou hand te sien, Maritjie. So het die Here ons gemaak en so leer ons mekaar ken. Nou kom ek sê gou die volgende hieroor.
Ek moet wees soos wat ek is. En myself nie met iemand anders vergelyk nie. Dis hoe die Here my gemaak het. Dit is hoe ek die Here se teenwoordigheid, die Here se grootheid ervaar. Dis hoe ek met die Here connect op daai manier. Die tweede is dat ek kan my spiritualiteit verbreek. So meeste van ons het half een sentrale spiritualiteit, maar daar's ook dalk so een of twee nog wat ook daar is. Verstaan, ons is te kompleks om net een iets te kan wees. Maar daar's half hierdie een spiritualiteit wat diep tot my spreek. En ons moet mekaar waardeer in hoe dat ons van mekaar verskil. Want ons vul mekaar aan. En elkeen van ons het iets wat die kerk nodig het. Ons kan nie almal in kerktyd gaan papiere optel. Maar partykeer moet ons almal saam gaan en gaan papiere optel. Ons is nie almal sensories ingestel nie, maar 'n mens kan nogal leer om meer sensitief te raak vir dit wat in die omgewing gebeur. En nie almal van ons is tradisioneel ingestel nie. Maar ons kan ook waardering kry vir die tradisie. En vir dit die kerk waarin ons is en die geskiedenis van die kerk waarin ons is. En dan moet ons mekaar nie veroordeel nie en ons moet mekaar ook nie uitsluit. So ek is so, jy so en dis hoe die Here ons gemaak het. En ons kan mekaar maklik uitsluit. In die NG Kerk jare gelede was daar eintlik net een spiritualiteit. En dit was half hierdie tradisionele spiritualiteit. Is dit nie so nie? Ek onthou toe ek op kweekskool was, dan het hulle 'n verskriklike ding gemaak van die liturgie. Dit was ononderhandelbaar. Daar selfs kerke wat 'n boek het met liturgie en jy mag net een van hulle gebruik. En jy gaan nie daarvan afwyk nie. Tradisioneel, dit is waar my opleiding begin het en hoe dit vroeër toe ek in die kerk gekom het, hoe dit was. En so die preek moes op 'n sekere manier gestruktureer wees en dan moet 'n nagmaalstafel wees en dan moet 'n doopvond wees en dan moet 'n kansel wees en jy moet hierdie swaarder, dieper liedere, jy weet, byvoorbeeld sing. Which is good. Maar dit was al wat ons gehad het. En met die tyd moet ons leer dat ons moet mekaar nie uitsluit nie. So ons moet mekaar akkommodeer en sê, jy weet, iemand sal jy sal party mense kry wat inkom en sê, ag, waarvoor al hierdie kerse? Né? Ag, en 'n ander ou kry wat hier kom sit en net dink, hier gaan iets gebeur vandag. Hy's klaar beweeg. Net toe hy inkom en hy kry die reuk, dis dit soos ek is reg vir ontmoeting met die Here. So ons moet mekaar akkommodeer, vir mekaar ruimte maak, want ons verryk ons mekaar se lewens. So verryk ons mekaar se persoonlike ontmoeting met die Here. Amen.